Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan uitstekend met jou vir my Pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan. Dit is so 'n enorme voorreg om tyd vandag saam met jou te kan spandeer in God se woorde. Ek wil vandag met julle gesels oor iets waarmee ons almal elke dag te doen kry. Dis daardie stem binne in ons kop wat nie ophou praat nie. Daardie voortdurende gedachtestroom wat ons soms oorweldig, ander kere aanmoedig of selfs ons ontmoedig. Nou het jy al ooit gewonder hoeveel ons eintlik met onsself praat? Daar's binnestemme wat die hele tyd besig om te gesels, daai interne woorde, net daai struwelinge. Studies wys vir ons dat die gemiddelde mens, en ek het 'n paar weke terug ook oor dit gepraat, so 35.000 gedagtes per dag het. Nou dink net daaroor na vir 'n oomblik. Dis 'n vrek klomp gedagtes. Nou, en hier is die skokkende deel. Navorsing toon dat die groter persentasie van daardie gedagtes, hulle is eintlik negatief. En dat meeste van die negatiewe gedagtes, hulle is herhalend. Dit beteken dat meeste van wat ons dink, weer en weer, oor en oor in ons gedagtes rol. En meestal is daai gedagtes nie eens positief nie. Dis amper soos 'n plaat, nee, om 'n plaat te hê wat vashak. Nou as jy nou nie weet wat 'n plaat is nie, vra dalk vir jou ouma of jou oupa, nee, of as jy 'n ouma of 'n oupa is, wys dalk vir iemand hoe lyk 'n plaat. Nou, daai plaat wat vashak, dis dieselfde negatiewe woorde wat in ons gedagtes wat oor en oor herhaal. Nou geen wonder ons voel soms so moedeloos en oorweldig nie. Ons selfspraak raak dan soos 'n konstante geraas in ons kop en dis asof daardie geraas dan is oorweldig negatief. En dis dikwels die geval. Dit begin ons lewe te vorm. Ons begin optree volgens hierdie leenagtige verhaal, hierdie storie wat in ons eie gedagtes oor en oor vir ons vertel word. Hoeveel keer, voorbeeld, het jy al gedink ek is nie goed genoeg nie? Of ek sal net nooit deur hierdie situasie kan kom nie, ek sien nie uitkoms nie, dit is maar my verhaal, ek kan hierdie situasie, my lewe, my storie, ek kan dit nie meer hanteer nie, ek's moeg, ek sien net nie meer kans nie. Nou geliefde, die waarheid is, daardie gedagtes, hulle het nogal 'n manier om ons vas te vang, om ons te keer om vry te leef en in die lewe te geniet, veral soos ons hemelse Vader bedoel het vir ons, en wat hy begeer vir ons. Maar hier is die goeie nuus. Ons hoef nie daardie negatiewe narratief, daardie negatiewe storie, ons hoef nie vas te bly in dit nie. Ons kan leer om te vlug. Ja, ek gebruik hy woord intentioneel. Ons kan leer om te vlug, om weg te beweeg van wat vernietigend is en in teenwoordigheid van God in te hardloop. Nou dis ook vandag se titel van die boodskap, is dat wanneer ek en jy leer om reg te vlug. Nou wat doen ons om 'n gesonde leefwyse te kweek wanneer ons hierdie binnegesprekke het wat ons soms so boelie. Nou daarom gaan ons kyk na 3 belangrike beginsels, 3 gedagtes en die eerste een is dat ek en jy moet leer om afstand te neem van jouself. Nou wat bedoel ek daarmee? Ons gaan kyk, ons gaan leer hoe om van 'n afstand na ons eie lewe te kyk, amper soos 'n coach, soos 'n afrigter wat die groter prentjie sien. Dan die tweede gedagte waarna ons gaan kyk, is ons gaan praat oor hoe verander ons innerlike selfspraak van ek na jy. Ek gaan nou meer oor dit verduidelik, maar kortliks, ons gaan kyk hoe om onsself aan te moedig soos 'n coach, soos 'n afrigter wat van die kantlyn af roep en sê, doen hierdie of doen daai. En die derde gedagte is, ons gaan leer om reg te vlug. En yes, dis die beste deel van hierdie boodskap. Ons gaan leer om reg te vlug. Ons gaan leer hoe om te kyk dat dit oukei is om te vlug, dat dit oukei is om weg te hardloop, maar dat daar 'n sekere manier is hoe God graag sou wou hê ek en jy moet vlug. Dan stel jou voor vir 'n oomblik. Hoe sal jou lewe lyk as jy kon wegvlug van die leuns en in die waarheid van God se vreugde kon inhardloop? Hoe sou daai lewe lyk? Wat is jou eie gedagtes nie meer beheer het oor jou nie, maar jou geloof eintlik, nee, dat jou geloof bepaal wat jy dink. Nou ek weet nie of enige van julle al ooit afrigting gekry het vir iets nie, dalk vir sport of vir besigheid, of dalk sit jy nou daar langs jou man op die bank en jy kyk hierdie boodskap en dan sê jy soos, hy praat oor afrigting, nee, ons kort nou iemand, hoor jy, hy sê nou, ons kort iemand wat kan inmeng, jy nek dalk jou man. Nou ek weet, meeste van ons is nie geniet nie noodwendig as iemand in ons besigheid betrokke raak nie, maar ek dink ons almal ken die beginsel van afrigting, daai coach wat betrokke raak en vir jou leer. Geliefde, die feit is dit,
die bestes, veral in sport, die bestes kry gewoonlik een of ander vorm van afrigting. En dis nie eenmalig nie, dis gewoonlik langdurig en heeltyd. So, hoe lyk afrigting vir my en vir jou? Die eerste gedagte is dat ek en jy moet afstand neem van onsself. Dit is die gedagte dat ek en jy moet 'n groter perspektief kry, 'n bird's eye view miskien. So dink vir 'n oomblik, weer aan die afrigter en 'n atleet. Die atleet is op die baan, hy of sy is gefokus en hulle dink aan elke tree, elke beweging. Hy sit dalk met spanning om alles te moet reg doen. Sy kop is besig, besig met al hierdie spanning, hierdie kompetisie, hierdie gevoelens. Maar die afrigter, hy staan 'n entjie weg. Hy kyk na die geheel prentjie en hy sien ander dinge raak. Wanneer die atleet uitgeput is en dink hy of sy gaan nie klaar maak nie, dan is dit die afrigter wat van die kantlyn af roep en sê, "Hoor jy kan dit doen. Hou vas, byt vas, hardloop, druk deur." Ek verstaan. Sien, die afrigter het 'n ander perspektief. Hy sien dinge wat die atleet nie kan raak sien nie. Hy sien ook die foute wat reggestel kan word, die tempo wat dalk gebalanseer moet word, die vertree wat reg afgemeet moet word. Hy kan sien as die atleet dalk te veel in sy kop doenig is. Jy sien, die coach het altyd 'n ander perspektief op die situasie. Net so is dit met ons en ons hemelse Vader, so met ons en God. Ons is soms vasgevang in ons eie gedagtes en emosies, dat ons nie die groter prentjie kan sien nie. Ons is daai atleet op die baan, maar God is die afrigter wat van die kantlyn af roep en sê, versterk jou hande, versterk daai slap knieë, maak jou rug sterk en staan op en hou aan en byt vas. Ons moet eintlik leer, geliefde, om weg te stap van onsself af en om te kan kyk van 'n afstand. Dit gaan nou 'n bietjie meer sin begin maak. So wat doen ons dan nou om hierdie gesonde leefwyse te kweek? Wanneer ons binne gesprekke ons so boelie, Ons moet leer om onsself van 'n afstand te sien. En hier's waar dit so mooi raak. Die skrywer van die Hebreërsbrief nooi vir ons om hierdie regte perspektief te kry. Nou, ons lees nou voor uit Hebreërs 12 vers 12 tot 13 en hoor hoe praat die skrywer, hoor hoe praat hierdie coach. Hy sê, versterk daarom daardie hande wat slap geword het en die knieë wat knak en maak julle hardloopbane reguit. Dan sal die lamledemate nie ingee nie, maar eerder beter word. Geliefde, die skrywer, is amper asof die skrywer sê, staan op. Kyk na jouself van 'n afstand. Moenie net in jou eie gedagtes vasval nie. Wees bewus van jou hart en jou denke. Geliefde, wat hier in die gang was, is die Hebreërs gemeente, nie die gemeente nie, maar hulle was eintlik 'n verspreiding van Joodse gelowiges wat onder enorme verdrukking was. Hulle was op 'n plek waar hulle geloof wou opgee. Hulle het nie kans gesien om aan te gaan nie. En nou kom sê die Hebreërs skrywer, hy kom sê die dinge, kom word sterk. Nou, hy sê eintlik, as jou gedagtes slap word, met ander woorde, as jou gedagtes swak is en vol twyfel is, dan moet jy hulle versterk. Hy praat met daai gelowiges, sê, julle moet hierdie dinge doen. En dan sê hy die volgende, hy sê, maak julle hardloopbane reguit. Maak daai hardloopbane, daai baan van geloof waarin jy hardloop, maak hom reguit. Hoekom sê hy dit? Want as ons nie ons denke reguit rig nie, as ons nie 'n duidelike geestelike pad voor ons sien nie, geliefde, dan gaan ons ineenstort. Daai slap knieë gaan slap bly en die slap hande gaan slap wees en eventueel jy gaan in duie stort. En dis ongelukkig baie mense se geloofslewe. Nou, gelukkig die Hebreërs skrywer, hy stop hierdie. Hy gaan aan. Hy sê verder, gee hy vir ons 'n teken, hy teken vir ons 'n prentjie van wat dit beteken om in 'n nuwe verhaal in deel te neem. Nou, onthou, ons praat die hele tyd van hierdie gedagte van innerlike selfpraat wat nie goed is nie. Daar's 'n innerlike narratief wat moet verander. Nou kom sê die Hebreërs skrywer vir ons hierso in verse 18 en 19 die volgende. Hy sê, anders as die Israeliete by die Sinaiberg, het julle nie by 'n fisiese berg aangekom met brandende vuur, donderwolke, donkerte, stormwind, trompetgeskal en 'n stem wat praat nie, met die gevolg dat die wat dit gehoor het, gesmeek het, dat God nie verder met hulle moes praat nie. So geliefde, wat ons raak sien hierso is, as ons net vir 'n oomblik stil staan, die skrywer hier herinner ons daarin dat ons geloof nie gebaseer is op vrees en bewing soos die Israeliete se ervaring voorheen by die Sinaiberg nie. Ons praat om is daar waar Moses afgekom het en die gelowiges daar aangekom het. Nou, hulle het 'n God gesien wat onbenaderbaar was, wat vrees ingeboesem het. Nou, hier's 'n maar, en hierdie maar is so belangrik. Nee, ons gaan nou aan met vers 21 tot 24. Die Hebreërs skrywer sê, maar
Nee, julle het aangekom by Sionsberg, by die stad van die lewende God. Julle het aangekom by die hemelse Jerusalem, by die miljoene engele wat juigend feestelik by mekaar is en by die gemeente van God se kinders wie se name in die hemel opgeskryf staan. Julle het gekom by God, die regter oor almal en by die geeste van die verlostes wat nou volkomenheid bereik het. Geliefde, wat ons hier raak sien is die skrywer sê vir ons is nie soos die vroeë verhaal nie, ons is nou in 'n ander verhaal, dis 'n nuwe storie, dis nie 'n storie van vrees nie, dis 'n storie van vreugde en feesviering. Geliefde, God nooi ons om weg te stap van die ou vreesgedrewe storie en deel te wees van sy nuwe verhaal. Ons is nie meer by die berg van oordeel nie, maar by 'n berg van genade. En daarom, omdat ons by die berg van genade is, daarom moet ons ook ons innerlike storie verander. Nou, na watter storie toe? Ons is nou nie meer in ons storie nie, ons is nou in God se storie. Ons is nou in Jesus se storie. Ons identiteit as gelowiges lê nie in ons mislukkings nie, maar in ons verhouding met hom. So prakties, ek wil jou uitdaag om elke dag jou denke van 'n afstand te beskou. Vra jouself af, is hierdie gedagte wat ek het in lyn met God se waarheid, of probeer dit my vasvang in die ou vreesgedrewe verhaal? Geliefde, wat vir my so mooi is van hierdie verhaal van die Hebreërs skrywer, is dat as ons innerlike storie wil verander, na watter storie moet ons gaan? Ek en jy moet kies om weg te stap van hierdie innerlike negatiewe storie. Miskien is jou verhouding met God 'n storie van vrees en angs en onsekerheid wat dit kom uit godsdiens uit. Maar dan kom sê die Hebreërs skrywer, in Jesus se storie, in die nuwe verhaal, is daar 'n ander prentjie. Daar's 'n ander prentjie waarby ons moet instap, en is in daai prentjie waarin God ons innooi en wil hê ons moet van binne af buitentoe anders te begin dink. Ons moet daai afstand wegvat en sê, hoor hierso, Retief, jy stap nou in 'n nuwe storie in. So ek wil jou uitdaag om hierdie verklaring saam met my te maak, Sê ek kies om weg te stap van my valse narratief, my valse storie, en in te stap in God se nuwe storie. Ek stap in Jesus se storie, en ek hoop jy sal in Jesus se storie instap saam met my. Nou die tweede gedagte is, ek en jy moet leer om ons innerlike selfspraak te verander van ek na jy. Ons moet verander van ek na jy. Nou ek wil hê, ons moet vir 'n oomblik terugdink aan die vorige gedagte, hoe ons soms moet leer om van 'n afstand na onsself te kyk, soos 'n afrigter wat na 'n atleet kyk. Nou kom ons vat dit 'n stap verder. Daar is iets baie belangriks wat ons moet verstaan oor die manier waarop ons met onsself praat. Ons praat dikwels met onsself asof ons binne in ons eie kop vasgevang is. Ons sê dinge soos, hier's 'n voorbeeld: ek moet regkom, ek moet beter wees, ek moet ophou om so te voel, ek moet ophou met hierdie ding, ek moet ophou met daai ding, ek moet ophou, ek moet. Jy sien, geliefde, die kundiges, hulle sê wel dat ons moet leer om nie met onsself te praat as ek nie, maar eerder na jouself te verwys as jy. Dit klink vreemd, dit klink half nie lekker nie, maar stiek saam met my, dit gaan nou begin sin maak. Wat as ons begin praat soos 'n afrigter wat langs die baan staan, soos daai coach, in plaas daarvan om te sê ek moet dit doen, of ek moet dat, of ek moet begin, ons moet eerder begin verwys na onsself as jy. Met ander woorde, jy moet dit doen, jy moet dat doen. As die coach van buite af praat, sal hy sê, jy moet so maak en jy moet so maak. So, hier's 'n praktiese voorbeeld. Dit sal iets wees, in steede van wat sê ek moet regkom, of ek moet verander, begin ek praat van, Retief, jy moet regkom. Retief, jy moet verander. Jy sien, Retief, ek praat nou met myself, en ek sê, Retief, jy moet regkom. Retief, jy moet verander. Geliefde, dis soos hy afrigter wat met die atleet praat. Hy gebruik die atleet se naam, hy praat direk. Net so moet ons soms met onsself praat, asof ons onsself afrig, asof ons onsself coach. Wanneer jy jouself aanspreek, kry jy daardie bietjie afstand van die probleem. Jy staan 'n bietjie terug. Jy moet jouself eintlik sien as 'n karakter ook in God se storie. Nie noodwendig vasgekeer in jou eie storie nie. Jy moet onder andere vir jouself kan sê, jy is in God se storie. Retief, byvoorbeeld, Retief, onthou, jy is in
Jesus se storie. Retief, jy trek swaar, jy is moeg, jy is afgemaak. Retief, onthou, jy is in God se storie en Jesus se storie. Jy is in 'n beter storie as hierdie storie waarin jy vaskyk. Wanneer ons na die Hebreërs verse kyk, dit wat ons nou net gelees het in Hebreërs 12, moet ons iets belangriks besef. God se storie is dat hy ons gekry het. Geliefde, hierdie is belangrik. Hy het ons gekry by 'n kerk wat werk. Nou praat ek nie van beleefgemeente nie. Ek praat van die kerk van Christus. Jesus het ons gekry by 'n kerk wat werk. Jesus se prentjie van kerk is nie een van vrees en oordeel nie, maar een van verwondering. Van mense wat saamkom om die lewende God te eer. Daai prentjie wat ons nou net gelees het in Hebreërs 12, weg van vrees na absolute verwondering. Sien, ons moet nie verwondering opoffer nie. Die heerlikheid van die Here is nie iets wat ons moet bang maak nie. Dit moet ons lei tot verwondering. Kinders oor die algemeen is baie gemakliker met verwondering, en hoe ouer ons raak, dan begin vergeet ons die dinge wat ons verwonder en mooi is. En dis tog die prentjie wat ons sien hierso by die Hebreërs skrywer, maar dink weer vir my vir 'n oomblik aan daardie atleet, né? Hy is op die baan. Hy voel die spanning, maar die afrigter roep van die kantlyn af: "Jy kan dit doen. Hou aan beweeg." Soms moet ons onsself ook so aanspreek. Ons moet 'n naam gebruik en ons moet ons eie naam gebruik, nê? En onsself bemoedig asof ons eie afrigter is. Verstaan, ons moet daai self-coaching doen. Die geliefde, die waarheid is, ons almal het 'n beperking. Ons het te min geheue. Ons vergeet te maklik, almal van ons, hè. Ons leer dikwels om feite te onthou, maar ons vergeet maklik die feite wat saak maak. Maar weet julle wat ons makliker onthou? Wat is die dinge wat ons makliker onthou? Ek en jy? Ons onthou stories. Ons onthou emosie. Ons onthou dinge wat ons voel. Ons onthou makliker 'n storie. Ons onthou hoe ons gevoel het toe ons daai storie gekyk het, né? Ek het al 'n paar flieks gekyk in my lewe waar ek kan onthou waar ek was saam met wie ek het gekyk het. Hierdie indrukwekkende oomblik in jou lewe. Jy onthou makliker daai storie. So ons onthou mense. Ons onthou karakters, ons onthou gebeure. Dit is makliker wat by ons bly. Die mooi en die slegte indrukke is wat die vinnigste terugkom in ons gedagtes, né? Ongelukkig. Die goed en die sleg. So die vraag wat ons onsself moet vra is: wat is die storie wat ons deel van wil wees? Wil ons vasgevang bly in ons eie storie, ons eie narratief, een van vrees en selftwyfel, of wil ons deel wees van God se storie, 'n storie van verwondering, 'n storie van oorwinning? Nou prakties, ek wil jou uitdaag om hierdie week jou binnepraat te verander. As jy geneig is om te sê ek is nie sterk genoeg nie, verander dit na jy is sterk genoeg, jy kan dit doen, en ek wil jy moet jou naam nou daarin sit. Ek sou nou gesê het, Retief, jy voel 'n sekere manier, maar Retief, jy is God se kind, jy is sterk genoeg. Retief, jy's 'n kind van God, jy's 'n gelowige, Retief, jy kan dit doen. Ek sal met Retief praat asof Retief 'n coach is wat met Retief, julle verstaan wat ek sê. Praat met jouself soos God met jou sou praat. Bemoedig jouself asof jy jou eie afrigter is. Noem jouself op die naam en gee jouself leiding in geloof. Meeste van ons weet dat ons anders optree wanneer ons onthou die coach, die afrigter, dat hy vir ons kyk. Jy moet jouself begin coach. Jy moet vir jouself sê, ek kyk vir jou. Ek sien vir jou. Retief, ek hou jou dop. Retief, jy's nie dit nie. Retief, jy's iets anderste. So geliefde, maak hierdie verklaring, né? Maak hierdie verklaring saam met my. Wat is belangrik vir ons om te begryp, né? Wat moet ons vir onsself sê? Hierdie is die verklaring, né? Sê, jy stap in Jesus se storie in. Retief, jy stap in Jesus se storie in. Retief, jy is in Jesus se storie. Retief, jy is deel van 'n storie van verwondering. So geliefde, sit jou naam daarin en sê, ek is deel van 'n storie van verwondering. Dit is nie jou storie nie. Dit is nie jou verhaal nie. Dis Jesus se storie. Dis sy verhaal. Die groot afrigter, ons hemelse Vader, wil hê dat ons slaphande en lamknieë versterk moet word. So sê vir jouself, deur die genade van die Here, slaphande word sterk. Deur die Here se genade, lamknieë word weer reguit. Geliefde, jy sê vir jouself en jy sit jou naam in daai stelling. Soos ek reeds gesê het, vir my sal dit wees, Retief, onthou jy stap in Jesus se storie. Retief, Jesus se storie is 'n wonderlike storie. Dis jou realiteit, dit is jou storie. So geliefde, begryp die verwondering en onthou dit, né? Onthou, Jesus se storie is 'n storie van verwondering. Dis nie 'n storie van vrees en angs
en gelowiges wat gekom het by 'n berg en sê ons weet nie hoe om te wees nie, ons kan nie God benader nie. Jesus het vir ons gebring by sy kerk, 'n kerk wat werk. Wat is die gedagtes wat jou in die toekoms indra? So hierdie binnespraak, soms het ons negatiewe gedagtes, soms positief. Wat is die emosies, die gevoelens wat vir ons in die toekoms indra? Want wat ons vandag dink en wat ons vandag besluit, gaan bepaal wie ons môre gaan wees. Dit was al 'n hele reeks wat ons gepreek het oor besluit, maar wat ek vandag dink en wat ek vandag voel en wat ek hier binne in my kop aangaan, gaan bepaal hoe ek môre in die toekoms gaan ingaan. So ek en jy, as ons dink, wat is die stories wat ons dra? Is dit stories wat jou na Jesus toe vat? Is dit stories wat vir jou in Jesus se storie invat? En daarom, vir ons om daar te kom, moet ons, en hier is die derde gedagte, ons moet leer om reg te vlug. Geliefde, kom ons wees eerlik met mekaar, nee. Ons almal voel soms die behoefte om net te hardloop, om net te vlug, om te hardloop van ons omstandighede wat ons oorweldig, om te voel ons wil vlug van gedagtes wat ons verwar, of om net weg te kom van dinge wat moeilik is. Nee, en baie keer daai moeilikheid is konstant hier binne tussen jou ore. Maar weet julle wat? Dit is nie verkeerd om soms te wil vlug nie. Inteendeel, ons moet vlug. Dis deel van ons menswees om soms oorweldig te voel, maar wat ons moet verstaan is, wat ek reeds sê, is dat waarheen ons vlug is die belangrikste ding. Dat ons kan vlug en moet vlug is nodig, maar waarheen ons vlug is die belangrikste ding. Ons moet leer om reg te vlug. Ons moet vlug na die vrede van God toe. Ons moet vlug na sy krag toe, want God is reeds besig om byvoorbeeld gevegte vir ons vooruit te veg. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar ek wil nou vir julle vat na 'n besonderse psalm wat onlangs oor my pad gekom het, en ek bedoel, ek het al baie die Bybel gelees, ek het al soveel dinge ingeneem, maar Psalm 46, wat hierdie week se oordenkings ook was, het vir my so kom roer en so kom bemoedig, en as ek nou wil praat oor reg vlug, dit is die hele Psalm 46, ons gaan lees die boodskapvertaling van vers 2 tot vers 11, nou dit sê, as ons in ons nood wil vlug, kan ons na God toe vlug, hy is baie sterk. As ons beskerming soek, sal die Here ons beskerm. As ons in die moeilikheid is, sal hy ons help. Daarom skrik ons vir niks nie. Al sou die aarde bewe en dit lyk of die berge en die see wil wegsak, ons is nie bang nie. Al druis en skuim die see en al skudde die berge heen en weer. Nou geliefde, ek eers daar stop. Wanneer jy reg vlug, vlug jy nie in jou eie vrees en bekommernisse in nie. Jy vlug vanuit dit uit na die teenwoordigheid van God. Waar vrede is, dit is waar God is daar vrede. Dit is hoekom ons moet leer en ons moet leer om reg te vlug. Die psalmskrywer sê verder, die volgende, hy sê, die vloei van 'n waterstroom bring vreugde in die Godstad. God self bly daar. Daarom sal niks slegs dit kan tref nie. Voor hulp nodig is, het God reeds gehelp. Mense is verskrik en sterk regerings bewe, maar God hoef maar net te praat, dan verkrummel alles letterlik voor hom. Geliefde, hoor jy in die woorde God se krag? Hoor jy sy vermoë? God se krag en teenwoordigheid is die plek waarin ons moet vlug. Ons moet nie eers ons gedagtes toelaat om ons in 'n donker hoek in te druk nie. Nee, die Here sê, die Here vir wie niks onmoontlik is nie, is by ons. Hy is ons groot bevelvoerder. Die God van Jakob sal ons self beskerm. Geliefde, weet julle wat? Ons moet vir onsself kan sê, raak kalm en gaan aan. Maak nie saak wat die omstandighede is, raak kalm en gaan aan. God, hy is ons groot bevelvoerder. Hy is die groot strateeg. Hy is reeds daar vooruit besig om vir jou te veg. Hy is reeds vooruit daar besig om strategie uit te oefen en uit te leef. Jy moet vir jouself kan sê, jy moet kalm word. Retief, word kalm. Retief, onthou die God van die eeue, die God van Jakob, die God van al die stories, is die God wat jou beskerm. Retief, word kalm, die God van al die stories, die God wat my beskerm. Geliefde, vlug moet jy vlug, maar ek en jy moet leer om reg te vlug. En die Here nooi ons, hy nooi ons uit om reg te vlug. Ons vlug nie in ons probleme in nie, ons vlug in die teenwoordigheid
van die Almagtige in. Ons vlug na sy vrede, na sy krag, na sy vreugde. Dit is waar ons gaan. Die psalmskrywer gaan aan, hy sê die volgende, en baie ken hierdie gedeelte, wees stil en weet ek is God. Ek regeer oor nasies, oor die hele aarde. Wees stil en weet ek is God. Geliefde, so baie van ons ken hierdie gedeelte in Psalm 46. Wanneer ons vlug, moet ons weet dat die uiteindelike plek van veiligheid en vrede nie in die weghardloop self lê nie, maar in die rigting waarin ons vlug. Kom, en daai is belangrik. Dis nie dat ons vlug nie, dis die rigting waarin ons vlug, waar vrede en vreugde lê. Dit vlug na God toe. Retief, word stil. Sit jou naam daarin, wat ook al, jou naam, nee. Retief, word stil en weet. Retief. Jy is te besig om self te dink, jy is te besig om self te beplan, self te stres, self hierdie ding te wil uitfigure. Retief, word stil, raak rustig en weet dat God is die een waar vrede en vreugde is. Retief, moet jouself nie so ernstig opneem nie. Retief, word net stil en weet. Geliefde, ek en jy, ons mag vlug. Ons moet vlug. Maar wanneer ons vlug, moet ons reg vlug. Ons moet in die regte rigting vlug. En een van die beste maniere om te weet wat die regte rigting om in te vlug is Paulus se woorde. Hy som dit die beste op wanneer hy met jong Timoteus praat. Hy mentor hom en hy sê vir hom hierdie volgende. Hy sê, maar jy Timoteus, man van God, vlug weg van al hierdie bose dinge en volg na wat reg en goed is. Beywer jou vir 'n lewe volgens die wil van God, gekenmerk deur toewyding, geloof, liefde, volharding en deernis. Geliefde, dit is belangrik om te verstaan dat reg vlug beteken om weg te vlug van sonde en in God se arms in te hardloop. As jy reg vlug, dan vlug jy weg van jou skrik af. Hoor wat ek sê, as jy reg vlug, dan vlug jy weg van jou skrik af. As jy reg vlug, kan jy die lewe, jy kan dit face. As jy reg vlug, dan skrik jy jou vrees weg, deur in God se vreugde in te vlug. Vreugde is 'n interessante woord. Nou, ons het gelees in Psalm 46 vers 5, en ek wil dit weer vir jou net weer kortliks lees. Dit sê, die vloei van 'n waterstroom bring vreugde in die Godstad. God self bly daar. Nou, die Grieks vir vreugde is die woord chara. Nou, dit klink amper soos 'n ander woord wat ons dalk soms kan rondgooi. Jy's amper soos 'n ander woord. Ek weet nie of dit nou die regte, maar kom ek sê maar net, baie keer ons voel gatvol, nê. Ons is maar net moeg. Ons is oor dit. Maar ek wil nou eintlik vir jou sê, jy moet 'n ander tipe vol wees. Jy moet garravol wees, nê. Jy moet nie, verskoon my, maar jy moet nie gatvol wees nie, jy moet garravol wees. Jy moet gevul wees met God se garra, daai C-A-A-R-A. Nee, jy moet gevul wees met God se vreugde. Die ander skrifgedeelte wat so bekend is Nehemia 8 vers 10. Ek dink so baie van ons ken hierdie sê, die vreugde van die Here is my krag, nee, daai garra, die garra van die Here is my krag. Wanneer ons reg vlug, nee, wanneer ons vlug met garra, dan vlug ons nie net weg van ons probleme nie, ons vlug in die bron van krag en vreugde in. God se vreugde gee ons die moed om te lewe, om die lewe lekker aan te pak en nie om terug te deins wat voor lê nie. So ek en jy moet leer om garravol te raak, nê, vol van God se vreugde. So ek wil jou prakties uitdaag. Ek wil jou uitdaag om hierdie week doelbewus te kies om reg te vlug. Wanneer die druk te groot raak, wanneer jou gedagtes jou begin oorweldig, nê, sê vir jouself, ek vlug na God toe. Ek vlug in sy krag in. Retief, vlug na God toe. Retief, vlug in sy krag, en jy kan jou eie naam daar insit. Sê, ek vlug nie weg van my roeping nie. Ek vlug na vreugde. Ek vlug na en in die vreugde van die Here, want dit is wat God is. Ons moet leer om ons, en hier is nogals interessant, ons moet leer om ons skrik te skrik, nê? Daai ding wat my bang maak, ek moet daai ding terug bang maak. Hoe doen ek dit? Deur ons vrees weg te skrik met God se vreugde. Geliefde, ek is garravol. Nee, ek hoop jy is garravol. Ons is garravol vir 'n klomp dinge. Ons moet dis ons die lewe moet aanpak. Ek is vol van God se vreugde. So maak hierdie verklaring saam met my. Sê hierdie saam met my. Ek vlug nie na my vrees nie. Ek vlug na God se krag toe. Ek vlug nie na my probleem nie. Ek vlug na God se vrede. Ek vlug nie weg van die lewe nie. Ek vlug in die vreugde van die Here
in. Geliefde, ek en jy, ons moet kies om te vlug in die vreugde van die Here, in die rigting van waarin ons vlug, is wat vlug gesond maak. Dis wat vlug reg maak. Dis nie vlug self wat belangrik is nie, dis die rigting van waarheen ons vlug. Geliefde, ons het vandag gekyk na iets waarmee ons almal worstel. Daardie behoefte om soms net te wil vlug. Daardie gevoel van oorweldiging, die drang om net weg te kom van alles wat net te veel raak. Maar wat ons geleer het, is dat dit nie is nie die vlug self wat verkeerd is nie, maar dis waarin ons vlug wat belangrik is. Ons het gekyk na 3 belangrike beginsels en ek wil hulle net kortliks net vinnig weer saamvat. Die eerste gedagte is dat ek en jy moet leer om afstand te neem van onsself, daai bird's eye view, die afrigters afstand. Ons het geleer dat ons soms te naby aan onsself is om selfs die volle prentjie te sien. Soos 'n afrigter wat die groter perspektief het, moet ek en jy leer om van 'n afstand na ons eie lewe te kyk. Dit help ons om vanuit God se storie te leef en nie vasgevang te wees in ons eie gedagtes. En die tweede gedagte was dat ek en jy moet ons innerlike selfspraak van ek verander na jy, daai aanspreekvorm van hoe ek myself aanspreek. Nie ek nie, maar eerder jy. Ons het gesien dat ons met onsself praat. Hoe ons met onsself praat, maak saak. Wanneer ons onsself aanspreek soos 'n afrigter wat langs die baan staan, verander ons innerlike verhaal. Ons leer om onsself te bemoedig en aan te moedig, soos iemand wat sy eie siel bemoedig en in God se waarheid homself inlei. Dis waar ons moet ingaan. En geliefde, daar's genade vir daai. God help ons met dit. En dan die laaste gedagte is die rigting van hoe ons vlug maak dat ons reg vlug. Ons het gekyk dat vlug om te vlug is nie swakheid nie, maar is 'n keuse om weg te beweeg van dit wat vernietigend is en om te hardloop na God toe. Om reg te vlug is om in die krag en in die vreugde van die Here in te beweeg. Dit is waar werklike krag lê, nê? Dis waar werklike vreugde lê. Ons het gesien, dis belangrik dat ons nie in vrees vasgevang moet word nie, hierdie interne stemme, dat ons uit ons eie storie moet uitklim en in God se storie moet inklim. En ek hoop vandag dat jy sal Psalm 46 vat en jy sal nog deur hom lees 'n hele paar keer en selfs Hebreërs 12 om my prentjie te sien van wat God vir ons kom skets het. Die skrywer het vir ons kom wys hoe dink God oor sy kerk en oor sy mense. En wanneer ek en jy kies om in God se vreugde in te beweeg, dan verander die storie in ons koppe. Dit verander heeltemal. Dit verander van my storie en jou storie na Jesus se storie. So, kom ons sluit ons oë en bid ons saam. Vader, ons loof U, ons eer U en ons sê vir U so baie dankie vir U enorme genade in en oor ons lewens. Here Vader, ons wil U loof, ons wil U eer, maar ons wil beginne ons gedagtes vul met dit wat God se storie is, Jesus se storie is en nie meer vaskyk in ons eie verklaringe en ons eie idees en ons eie storie nie, maar ons wil wandel saam met U. En daarom vra ek Here vandag dat U vir ons sal help, dat wanneer ons praat met onsself, dat ons die regte perspektief sal hê, die regte aanspreekvorm, dat ons sal leer om 'n bietjie terug te staan van ons situasie, terug te staan van ons fisiese probleme en ons emosionele probleme en ook besef dat daai storie en daai omstandighede is nie noodwendig die storie nie. Dis nie die volle waarheid nie. Inteendeel, die waarheid is dat by God is daar krag, by God is daar vreugde, by God is daar vrede. Here, wanneer ons self vul met die garra van God, die vreugde van God, dan wandel ons in 'n ander storie. En daarom vra ek Here vandag, help elkeen van ons dat wanneer ons vlug, ons altyd reg sal vlug in die regte rigting. En daai rigting is in God se arms in. Dis ons gebed vandag in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, dankie dat jy ingeskakel het saam met ons. Ek hoop jy bly vol garra en dat jy sal hardloop in die vreugde en die krag van die Here. Gaan in vrede. Totsiens.